Dominee Slabbert, u gaan vir ons by die Reformatie 500 vierings die 3de tot die 5de November, gaan u vir ons 'n toespraak lewer. Kan u vir ons miskien net so 'n bietjie 'n voorsmaakie gee van wat u met ons gaan deel? Ja, die lesing gaan terug eintlik na vorige jaar 2016 met die oploop tot die herdenking van die Reformatie van 31 Oktober 2016. Ek is deel van 'n e-pos besprekingsgroep wat gaan oor die onderwys en ek het toe laas jaar iewers in Oktober het ek 'n artikel aangestuur wat net die basiese verskille wys tussen die Reformatie en Rome. En so het daar 'n gesprek ontstaan veral met 'n paar Rooms-Katolieke wat ook op daai groep is oor die artikel en dan sommer dan oor die verskille oor die algemeen tussen Rome en die Reformatie. En een van die Rooms-Katolieke vriende het toe daar gevra op 'n punt gekom om te vra, maar ek moet nou vir hom uiteensit. Eerstens, wat is die evangelie volgens die woord, né, die Bybelse evangelie? Tweedens, dan waar het Rome afgedwaal daarvan? En derdens, hoe die Reformatie weer teruggekeer of herstel na die evangelie toe. En toe het ek die geleentheid aangegryp om vanuit die boek Romeine veral die eerste 4 of so hoofstukke, net die basiese evangelie, die wese daarvan uiteen te sit. En dit was die eerste gedeelte, die tweede gedeelte dan net kortliks waar het Rome afgedwaal van daardie evangelie. En dan derdens hoe die reformatore, in die besonder Calvin, Luther, teruggekeer na daardie evangelie, veral soos dit in ons belydenisskrifte eintlik dan ook saamgevat word. So dis in 'n nette dop, daardie 3 punte. Wat is die Bybelse evangelie? Dat ons as protestante, as hervormers, dat ons ook sal opnuut toets, dat ons vashou aan die ware evangelie, waar het Rome daarvan afgedwaal, en dan ook dat ons sal vashou aan wat die Reformatie, wat 'n terugkeer was na die skrif, na die evangelie, dat ons daarvan sal leer en daarin sal vashou. Ja, ek dink dit is 'n besondere geleentheid, 500 jaar gelede, wat deur die genade van die Here die Reformatie veral deur Luther se werksaamhede as te ware begin of deurgevoer is, en dit help nie net ons waardeer of leer van die geskiedenis nie. Ons moet ook dit wat ons dan daar leer vra, hoe spreek dit ons lewens aan? En vandag in die jaar 2017 en wat voorlê, ja, veral die tydsgees waarin ons lewe, waar alles weer half amper terugkeer in mistisisme na Rome toe, is dit belangrik om opnuut uit deur verskillende sprekers wat verskillende onderwerpe gaan belig, wat te doen het met reformatie, met die hervorming. So ek dink is baie aktueel om daarna te luister, om medegelowiges, mede-reformatore as te ware daar te ontmoet, hierdie belangrike onderwerpe te bespreek, mekaar te versterk, te bemoedig, sodat ons ook dit wat ons daar leer oor daardie paar dae, dat ons dit ook daar in ons geloofsgemeenskappe of daar waar die Here ons elkeen geroep en geplaas het, dat ons die vrug daarvan ook daar mag sien. So ek dink is 'n besondere geleentheid en ek hoop regtig dat 'n klomp van ons mense ook dan daar kan wees oor daardie naweek en dan so verder kan leer van die Reformatie en dan hopelik die vrug wat dit ook verder in die toekoms vir ons almal kan dra.